Johannes 20 vertel van Maria wat in 'n tuin staan en huil. En wanneer sy omdraai en 'n man sien wat sy nie herken nie, en sy veronderstel dat hy is die tuinier, dan vra sy hom waar is die liggaam na toe geneem. Nou sy was verkeerd oor wie hy was, maar sy was nie verkeerd oor wat hy besig was om te doen nie. Lees saam met my uit Johannes 20. Sy, Maria, het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, beteken meester. Nou hier is iets wat my elke keer tref uit hierdie gebeure. En is dis die eerste keer wat ons God in die hele skrif ontmoet, is hy in 'n tuin. Kyk, Genesis 1 begin met donkerte, vormloosheid, 'n leë wêreld sonder vorm. En dan in hierdie donkerte praat God. Hy skep, hy bring orde uit chaos, lewe uit niks, lig uit die diepste donker. En dan plant hy 'n tuin, hy loop daarin, hy sit mense. En dan, hier op Paasoggend, nog 'n tuin, nog donkerte, nog 'n toneel van leegheid, verlies, chaos. En God is weer daar. Hy loop weer in die tuin. Hy is die tuinier. En daarom wanneer Johannes sê dat Maria gedink het, sy praat met die tuinier, is sy in die diepste sin eintlik reg. Want die een wat die skepping van die begin af geskep en versorg het, het nooit opgehou werk nie. Dis daar dieselfde een wat hier reg voor haar staan. Dis die God na wie ons soek. Nie 'n God wat dinge van 'n afstand af toekyk nie, terwyl alles uitmekaar uitval nie, maar 'n God wat in die grond ingaan, wat werk in die donker, in die verborgde plekke, in die seisoene wat dikwels soos winter voel. Hy neem dit wat soos dood lyk, en hy bring nuwe lewe. So die opstanding is nie net 'n omgekeerde van die kruisiging nie, dis 'n nuwe skepping. Dieselfde God wat gesê het, laat daar lig is. Dis hierdie God wat op Sondagoggend uit 'n leë graf loop en in 'n naam die stilte uitspreek. Dit beteken wat ook al vormloos dood in jou lewe voel, wat ook al donker is, wat lyk asof dit verby herstel is nie buite bereik die een wat in die donker die tuinier is nie. Hy sal reeds daar. Hy weet wat om met leegheid te doen en hy werk steeds. Jy kan dit dalk nog net nie sien nie. So kan ek jou vra, wat in jou lewe voel asof dit 'n nuwe skepping nodig het? En kan jy vandag dit na die tuinier bring? Kom ons bid saam. Here, so dikwels kry ons onsself in areas wat donker en dood voel, wat ons magteloos, hopeloos laat. Maar dankie dat u die tuinier is, wat soos wat u die skepping geskep het, steeds in ons lewe aan die werk is. Here, help ons om na u toe te draai in vertroue vir u om ons nuut te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.